As jy vir die eerste keer nou by Vlamskerp is, baie welkom op die reis van jou lewe. Jy weet nou teen hierdie tyd wat die uitslag van jou bedieninge en gawes toets is. So die vraag is, wat nou? Wat is die volgende stap? Wat gaan jy met hierdie inligting nou maak? Wat gaan jy daarmee doen? En ek wil vir jou 'n teks gee in Hebreërs 6 vers 10. Die Engelse vertaling sê so mooi, hy sê, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. Is dit nie 'n asemrowende skrif nie, né? Dat jy eintlik wanneer jy bedien, jou liefde vir die Here wys. En as jy in bediening staan, en as jy ander mense bedien, deur jou bediening, wat ook al jy doen vir die Here, dan sien die Here dit raak, want dis eintlik sê hy jou liefde vir my. So dis wat bediening is. Jy verklaar en jy demonstreer jou liefde vir die Here. So, dis die groot geheim in jou geestelike groei, né? Want die duiwel wil alles in sy vermoë doen om jou groei te keer. So daar's 3 areas wat hy aanval. 1, hy wil jou keer dat jy die Here voluit dien. Dat jy jou lewe vir die Here gee en hom voluit dien. Daarvoor het hy 'n bemarkingsafdeling en hy dink hy wys vir jou dis so lekker om daar in die wêreld te wees en jou ruggebeure te draai en hy wys nie die gevolge nie. As hy jou daar het, dan het hy jou. Die tweede area waarin hy jou wil aanval, as jy nou jou hart klaar vir die Here gegee het, is hy wil jou lossny van 'n familie. Hy wil nie hê jy moet commit aan 'n geestelike familie nie. Want as hy jou kan lossny en weghou van geestelike familie, dan is jy blootgestel, jy's uitgelewer wanneer daai dodelike aanvalle op jou geloods word, dan het jy geen ondersteuningsstelsel nie. So as hy jou daar het, gaan hy jou vernietig. As jy commit aan 'n geestelike familie, dan wil hy vir jou sê, dis alright om net kerk toe te gaan, dis alright om net in jou banke te sit, moet net nie betrokke wees in bediening nie, moet net nie in 'n bediening betrokke raak nie, jy het nie tyd nie, en wat nie als nie, en jy is nie goed genoeg nie, en jy het baie probleme. Hoekom doen hy dit? Hy snoei jou groeipunte af, hy keer dat jy verder groei. So, dis soos 'n bonsai Christen, nee. Jy lyk soos 'n willevye boom, maar jy is nie jou volle potensiaal nie. Jy doen nie wat jy moet doen nie. Niemand kan in jou skaduwee kom sit nie. Niemand kan in jou takke kom nie. Niemand kan jou vrugte eet nie. Jy lyk net soos 'n volgeling van die Here, maar jy lewe nie jou potensiaal nie. 'n Bonsai. Hy keer dat jy groei. En dis waaroor hierdie maand dan by ons gaan as ons praat oor commitment. So vandag gee ek jou opsies. In die vormpie wat jy gekry het saam met hierdie week se Vlamskerp, het jy opsies. Al die bedieningsmoontlikhede waar jy kan betrokke raak met dit wat jy graag vir die Here wil doen. Kies die beste 3 opsies wat pas by jou toetsuitslag. Raak betrokke by die eerste op jou lysie, volunteer om dit vir die Here te doen. As daar klare bediening daar's, slot in daar. As daar nie een is nie, volunteer om dit vir die Here te begin doen. Doen dit vir 3 maande, kyk hoe werk dit. As jy voel, hierdie is nie lekker vir my nie, maar jy moet ten minste 3 maande 'n kans gee, doen opsie 2. Volg dieselfde proses en opsie 3. Jy gaan vinniger begin groei as ooit. Jy gaan in besit neem alles wat die Here in 2019 oor jou droom. As jy dit nie doen nie, gaan jy dit nie in besit kan neem nie. Jy sal nie jou belofte land ingaan nie. Jy gaan kwalifiseer vir groter deurbrake as ooit. So, vat jou lys nou, merk jou 3 lysies, kyk of daar reeds 'n bediening is waarby jy kan inskakel. Anders dan bel jy ons, stuur ons 'n SMS en sê jy volunteer om daai bediening te doen. Ek sien uit daarna om te sien wat die Here vir jou gaan doen.